elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is in Johannes hoofstuk 13 en ons is in die gedeelte waar Jesus die broodjie nadat hy dit in die sous gedoop het vir Judas gegee het in volle erkenning of in volle bekendmaking dat hy presies weet wat in Judas se hart aangaan en Judas dit neem, die Satan in hom invaar en hy uitgaan en Johannes skryf net en dit was nag. En dis 'n interessante, dit is nou by vers 30, Johannes 13 vers 30, hy het dadelik uitgegaan en dit was nag, en dit was letterlik nag, soos in dag en nag, buitekant, pikdonker, maar dit was ook geestelike duisternis, nag, dit was net nag. En Judas het duisternis totaal en al omhels, en hy het baie geleenthede gehad om uit dit uit te kom, maar hy het nie, hy het aan mekaar dit gekies, aan mekaar, en dit gekweek in sy hart, of soos die Engelse sou sê, cultivate, en dit het gegroei tot volwassenheid, en soos ons met die vorige video ook gesê het, dis belangrik in die evangelie van Johannes, Johannes wys hierdie twee dinge, geloof in Jesus en weerstand van Jesus, hoe hulle groei, hoe hulle begin kleintjies, maar dan groei hulle tot volwassenheid, en dan lewer hulle vrug, en die vrug van geloof is die lewe, en die vrug van ongeloof is die dood. En dit is 'n lieflike manier hoe Johannes dit doen, en as jy dit verstaan, want het begin al by hoofstuk 1, tel jy die tema op, en dan ontwikkel het regdeur. So hier kry ons nou die duidelike tone, note van hierdie twee temas. Ons lees verder. Vers 31, en toe hy buite was, dis nou Judas, sê Jesus, nou is die seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. Ja, die belangrike ding hier is wanneer Jesus verheerlik word, daar is net 'n vraag, wat ons wil vra nou, maar die belangrike opmerking is, as Jesus verheerlik word die Vader verheerlik. Dis nou, weet die tweede, derde keer al in Johannes wat ons dit presies lees, en raak sien. So, waar Jesus verheerlik word die Vader verheerlik. Paulus skryf in Filippense 2, en die Vader het aan die Seun 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sou buig en elke tong sou bely, dat hy die Here is, tot heerlikheid en lof van die Vader. Tot heerlikheid van die Vader. So jy verstaan, om heerlikheid aan die Vader te bring, is om te buig voor Jesus. Die onderwerping aan Jesus is wat heerlikheid aan die Vader bring. Hierso kry ons nou die teks ook wat dit sê, waar Jesus het nou sê, is 'n bietjie omslagtig in die Afrikaanse 53 vertaling, as jy 'n meer nuwer vertaling gebruik, ek dink dan word dit bietjie makliker beskryf daar, maar die kern daarvan is, Jesus verheerlik word die Vader verheerlik. Goed, ja, die vraag daar wat 'n mens wil vra is, hoekom sê Jesus dit direk na Judas uit is? Hoe is Jesus daar verheerlik? Want sy woorde is, nou is die seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. Ok, nou, ons gaan nou lees die teks verder, en dit gaan vir ons beskryf, maar die mees waarskynlike opsie is, en dit kan verkeerd wees hier, uit die aard van die saak, maar die mees waarskynlike opsie is, Jesus sê, nou is die seun van die mens verheerlik, dis soort van
'n bird's eye view, nee, uitspraak oor die gebeure wat nou gaan gebeur. So binne die volgende 4 dae, die gebeure van die volgende 4 dae, die kruisiging, die begrafnis, die opstanding van Jesus, is dat hierdie uitspraak is eintlik die terugstaan en sê, nou is die seun van die mens verheerlik, en dat Jesus dit opsommender wys sê van die 4 dae wat nou gaan voorlê. Nee, dis ek sou daar begin, maar kom ons kyk wat sê die teks verder. My kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek nou ook vir julle. So, die gedeelte van 'n klein tydjie, is ek nog by julle, dan gaan ek weg. Dit moet jy in inkremente lees, want ons gaan, wanneer ons hoofstuk 14 doen, nou weer te doen hê met 'n klein tydjie is ek by julle, dan ek's nou by julle vir 'n klein tydjie, dan gaan ek weg, julle kan nie kom nie, dan kom ek terug, dan kom haal ek julle om te wees waar ek gaan wees, dis Johannes 14. So jy moet, en hy sê dit om mekaar, oor en oor, so dan gaan jy so 'n bietjie terug, waarmee het ons hier te doen? Ons het hier te doen met die volgende. Ek is nou by julle, dan gaan ek weg van julle na die kruisiging toe, en dan gaan ek na die doderyk, begrawe, gaan sterwe, en dan is ek in die doderyk. Julle kan my nie volg nie. Jy kan my volg, saam met my gaan tot by die kruis, maar dan kan julle nie saam met my gaan nie. Maar dan kom ek terug. Hoe? Die opstanding. Dan kom ek terug na julle toe. En dan sal ek julle neem waar ek is. Nou, dis nou so 'n bietjie voortydig nou, maar baie mense lees dit as die wederkoms. Maar, in die konteks van dit wat Jesus hier sê, is dit nie die wederkoms nie. Dis die opstanding. En Jesus wat hulle neem, om saam met hom in die gees te wees by die Vader waar hy is. As julle my dien, moet julle my volg, en die wat my dien, sal wees waar ek is. Daarom skryf Paulus, soek die dinge wat daar bo is, waar julle lewe saam met Christus verborge is in God. Nee, ons het daai belangrike waarheid. Natuurlik is daar die uiteindelike wederkomsverwagting, waar die finale wederkoms van Jesus sal wees, om almal vir eens en vir altyd saam met hom te vat, die wat reeds gesterf het, en die wat in die lewe is, om almal saam te wees waar hy is. Waar is hy? In die boesem van die Vader. In die nabyheid van die Vader. Maar die konteks van dit waarmee Jesus nou besig is nie die wederkoms nie. En dit sal duidelik word in hoofstuk 14, maar wel die opstanding. So ons hou met daai gedagte, hou ons aan lees. Ons gaan verder. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. 'n gebod is 'n wet, is 'n bevel, is nie 'n versoek nie, dis nie 'n voorstel nie, dis 'n bevel. As jy op die paradegrond is, en die samajoor sê, regs bedree afmarcheer, regsom, dan is dit nie 'n voorstel nie. Hy het nie gesê, hoor jy, boetjies, hier is 'n gawe ding, as julle nou wil, en so aan, en voel is reg vir julle, draai regs, kyk regs. Dis nie wat hy sê nie. Dis nie 'n uitnodiging nie, jy weet, en sê, dit sal gaaf wees as julle draai, is daar enig iemand hier wat wil regs draai? Sê dit nie, dis 'n bevel. Meer nog, as jy die bevel nie gehoorsaam nie, is daar gevolge. Dis 'n bevel wat sê almal, draai regs. Dis 'n bevel. En dis belangrik dat ou dit sien, en daar's nou so lering wat die rond te doen, wat vreeslik allergies is vir enige iets wat met gehoorsaamheid te doen. En weet dat dit nou niks is verplig nie, want jy is nie meer onder die wet nie. Dis 'n verskriklike onkundige lering.
wat rondgaan. Gebruik nou arme ou Paulus, ek dink hy sy ore tyd omtrent in die hemel. Hy gebruik nou Paulus se woorde om goed te sê wat Paulus nog nooit gesê het nie. Nog nooit nie. Inteendeel. Om te gebruik Paulus se woorde van ons is nie meer onder die wet nie, maar onder Christus is. Nou doen jy net wat jy weet, dis net as jy so voel, dan kan jy dit doen. Want as jy dit nie voel nie, dan is dit nie die Heilige Gees wat dit in jou werk nie. Want hy werk in jou om te wil en te werk na sy welbehae. So, as die gevoel daar is, dan is dit die Heilige Gees se werk. Dis nou die lering. Dis nou hoe mense dit redeneer. Jy kan nie dink goed dat mense kwyt raak. En dan, so met ander woorde, so hier is nou my broer, wat my eintlik irriteer, en ek voel nie, nou, om hom lief te hê nie, dan hoef ek nie, want dis nie die Heilige Gees wat in my werk nie. Nee, maar Jesus het gesê, jy moet hom lief hê. Nee, dis die wet. Jy is nie meer onder die wet nie. Jy is nie gehoorsaam omdat jy moet nie, jy is gehoorsaam omdat jy lief is vir hom. Dan dink ek voel so oor daai tipe uitsprake soos party mense lyk. Laat ek nou net dit verduidelik. Met party mense, dan dink ek, liewe land, kan iemand nie net vir sy verjaarsdag vir hom 'n spieël koop nie? Jy weet, want hy het nou, ek weet nie wat gedoen nie, maar nou dra hy sy hare op 'n sekere manier, en ek dink net, ek kan miskien verstaan waar jy vandaan kom en wat jy nou wou doen met daai haardos van jou. Maar het jy 'n spieël, broer? Het jy gesien hoe lyk jy? Dis belaglik. Kry jy dit? Ek dink nee, kyk hoe lyk jy jou. Hoekom lyk jy so? Kry vir hom net 'n spieël asseblief. Nou, met hierdie tipe uitlatings voel ek partykeer, kan iemand dit net opneem en vir hom terugspeel, dat hy hoor wat hy sê? Want die sotheid wat jy kwytraak is net astrologie. Ek doen dit nie want ek moet nie. Want in Christus Jesus moet ek niks nie, is nou die ding. Ek sê regtig. Hoor jouself. Jesus sê, ek gee julle gebod. 'n bevel. Jy moet. As ek julle Here en Meester, julle op hierdie manier doen, is julle verplig om dit aan mekaar te doen. Was nie, jy hoef nie dit te doen nie. Ek doen nie dit want ek moet nie. Jy moet. Daar is nie 'n verdere ding nie. Jy is nie die Here nie, hy is die Here. Hy sê, jy doen. Jy doen dit. As julle my lief het, doen wat ek sê. Daar is nie 'n keuse daar nie. Dis 'n verpligting. Ja, maar dis wetties. Nee, broer, dis glad nie wetties nie. Dis nie wat die woord wetties beteken nie. En om dit nou te druk en te dryf, bring jou by 'n plek van onberekenbare onsinnighede. Nee, wat Jesus weerspreek op elke liewe hoek en draai, en die apostels se skrywes en briewe weerspreek op elke liewe hoek en draai, in die naam van die evangelie. Dit maak dit so belaglik. Van daardie drif. Okay, so Jesus sê, maar wat interessant is dat hy wag met hierdie bevel totdat Judas die kamer verlaat. Toe Judas die vertrek verlaat, hy is uit die gebou en het nag geword en hy is weg. Toe sê Jesus, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Hierdie is 'n bevel wat slegs rus op die skouers van die mense wat aan Jesus verbind is. Jy kan nie vir die wêreld sê, 'n nuwe bevel gee Jesus vir julle moet mekaar lief hê nie. Dis nie op hulle van toepassing nie, want hulle steur hulle in elk geval nie in die gesag van Jesus nie. Daar's nie 'n manier wat hierdie bevel wel eerstens op hulle van toepassing is en van krag is nie, want hulle verwerp Jesus se muur, en tweedens, dis nie moontlik vir hulle om dit te doen nie. Maar is moontlik vir die wat aan Jesus verbind is, want hy stel hulle in staat. Die wêreld is nie deur Jesus in staat gestel om lief te hê nie. Hulle kan nie, so moenie dit vir hulle preek nie, is nie vir hulle bedoel nie. Hierdie is bedoel spesifiek vir die gelowiges. Judas is uit, daar's 11 van hulle nou daar by mekaar, en Jesus sê, dit kom nou uit die voete was seremonie uit. Julle is verplig om mekaar lief te hê. Dis nie 'n versoek nie, is ook nie 'n uitnodiging nie, is 'n bevel. Baie belangrik.
Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Kom ons analyseer dit net so 'n bietjie, want dit is so belangrik. Julle almal sal weet dat julle my navolgers is, my disippels is, as julle liefde aan mekaar het. Wat is die konnotasie daar? Dis maklik. Die wat aan Jesus gehoorsaam is navolgers van Jesus. Die bevel is, wees lief. So, aan julle gehoorsaamheid aan my, sal hulle sien, dat julle my naloop. Daar's die konnotasie. Jy kan nie net doen wat jy wil, en aanspraak maak op die feit dat jy 'n disipel van Jesus is nie, bestaan nie so iets nie. Wat 'n volgende belangrike ding vra, dit is, in die Bybel is daar geen onderskeid tussen die woorde gelowiges en disipels nie. Ek wil sommer ietsie sê oor die woord Christen ook, want mense sê snaakse goed. Nee, ek is nie 'n Christen nie, ek is 'n, jy weet so, probeer, en ek verstaan die sentiment, omdat in die moderne dag en tyd is die woorde disipel, gelowig en Christen 3 verskillende begrippe, wat niks met mekaar te doen het nie. Ek verstaan dit, maar dis nie die Bybelse verstaan nie. Daar bestaan nie 'n verskil in begrip en betekenis tussen daardie 3 woorde, gelowige, disipel en Christen nie. So nou vir jou sê, daar is net nie so iets nie. As jy 'n gelowige is jy 'n navolger. As jy nie 'n navolger van Jesus is nie, is jy nie 'n gelowige nie, maak nie saak wat jy met jou mond sê nie. As jy hom nie onderdanig is, en hom nie gehoorsaam is, en op daardie manier hom volg en doen wat hy sê nie, dan glo jy nie dat hy is wie hy sê hy is nie. As jy waarlik glo dat hy is wie hy sê hy is, dan doen jy wat hy sê. En as jy regtig glo dat hy is wie hy sê hy is, dan is dit vir jou ernstig om te weet wat hy sê, en om te doen wat hy sê. Dis 'n saak van erns vir jou. Dis nie 'n bykomende las wat jy nou het in jou rugsak van Christendom nie. Jy weet, en dan jy pak jou, jy weet, hier is jou rugsak, al jou goed, en dan laastens onthou net, jy moet doen wat Jesus sê nie. Dis glad nie wat Christendom is nie. Christendom is die volledige en volle onderdanigheid aan Jesus. En die feit dat ek in daardie onderdanigheid en gehoorsaamheid aan Jesus groei, en dat dit 'n erns by my is, om te leer om gehoorsaam te wees in alles wat ek dink, doen en sê in my lewe. Dis 'n disipel en dis 'n gelowige. Daar is nie die twee. Jy begin as 'n gelowige, en dan later ontwikkel jy 'n disipel nie. Daai begrip in die Bybel bestaan glad nie so nie. Glad nie. Nou, die gelowige streep disipel is spottenderwys deur die wêreld Christene genoem. Want 'n Christen, die spotfaktor van die woord Christianus, die spotfaktor daarvan was, dat die gelowiges streep disipels, selfe begrip, nee, daar is nie 'n verskil nie, hulle van hulle self gepraat as die eiendom van Christus. Hulle behoort aan Christus. Jy lees dit in baie van Paulus se briewe. Dit was 'n algemene begrip, dat hy is ons Here en ons is sy eiendom. His property. En spottenderwys het die wêreld toe van hulle gepraat as die eiendom van Christus. Van daardie woord Christianus. Die wat aan hom behoort. Nou, in die ou wêreld, as ek, Richard, slawe gehad het, en dan, en die slawe is in die dorp, en die mense vra, wie is die groep mense, dan in plaas van om te sê in Grieks, dit is die slawe van Richard, dis nou typies hoe 'n taal werk, dan het hulle net een woord daarvan gemaak. Hulle sê, dis die Richardianus, die wat aan Richard behoort. Hulle behoort aan hom. En spontanderwys het hulle die disipelstreep gelowiges Christianus genoem. Dit was 'n manier om te spot, en die naam het dadelik posgevat onder die gelowiges, want hulle, in plaas van om die spot te weerstaan, want is bedoel eintlik as 'n belediging, ja, dis mos die slawe, want slaaf is 'n slaaf, die slawe van Christus, en die gelowiges net gesê, ons hou daarvan. Nou, dis glad nie wat die woord mee vandag beteken nie, maar ek wil net hê, jy moet hoor dis waar dit vandaan kom. Wat beteken? Dat die woord gelowige, disipel en Christen presies dieselfde ding beteken.
In ons dag en tyd is dit 3 verskillende begrippe wat vir jou wys hoe ver het ons al die pad byster geraak. Maar wanneer die Bybel daarvan praat, is dit 'n baie kosbare betekenis. As iemand vandag sê hy's 'n Christen, dan bedoel hy geensins dat hy die eiendom van Christus is. 'n navolger van Christus nie, bedoel maar net baie losweg dat hy 'n soort van 'n Christelike wêreldbeskouing in teenstelling met 'n Moslem of 'n Hindoe wêreldbeskouing of 'n ateïstiese wêreldbeskouing. Dis lankal nie meer die betekenis wat die Bybel dan het nie, maar moenie skrik vir die Bybel se benaming nie, né? Goed, kom ons kyk, waar trek ons nou? Ons is by hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Waaraan sal hulle weet? Aan julle gehoorsaamheid aan my. Hoe weet jy iemand is 'n gelowige disipel Christen? Hy is Jesus gehoorsaam. En ek onthou, ek was eendag in 'n vergadering. 'n vergadering wat ook deur sekulêre mense is, dis 'n dorpsvergadering. En daar's 'n vrou op daai vergadering. En ek sê ietsie van Jesus of so, en toe sê sy vir my, maar sy het toe 'n vreeslike politieke agenda op hierdie vergadering, en sy kom op my neer in die vergadering, sê, jy, ek is ook 'n Christen, ek bid ook, en lees ook my Bybel, miskien nie soos jy nie, maar, ek het niks gesê in die vergadering nie, maar my opregte reaksie moet wees, mevrou, jy is glad nie 'n Christen nie, ek is jammer, jy is nie ene nie. Wie, nou kan jy mos dink, wat is die resultaat? Wie gee jou die reg om so veroordelend teenoor ander mense te wees, asof jy besluit wie is 'n Christen? Ok, as jy nou klaar is, gaan ek net my stelling herhaal, jy is glad nie 'n Christen nie. 'n Christen is nie iemand wat sy Bybel lees nie. Christen is nie iemand wat bid nie. 'n Christen is iemand wat Jesus navolg, en jy, mevrou, volg Jesus verseker nie nou nie. Dis baie duidelik. Dis tot vandag toe duidelik van daai vrou se lewe. Dit was nie net waar toe nie, hele paar jaar gelede, maar tot vandag toe waar sy is nie by Jesus nie. Sy is nie aan hom gehoorsaam nie. Sy is nie aan hom onderdanig nie. Ja, sy gaan kerk toe, 'n Christelike kerk, wat dit ook al werd is, op 'n Sondag, en sy lees haar Bybel, seker 1 keer, ek weet nie wanneer nie. Dit maak jou nie 'n navolger van Christus nie. So, dit is baie maklik om te sê, iemand is 'n Christen of nie, want, sê Jesus, die wêreld sal weet, dat julle my disippels is, aan een ding, waaraan? Die feit dat julle Bybels lees, nee, dis nie wat daar staan nie. Die feit dat julle kerk toe gaan, en sovoorts, en kospakkies uitdeel vir die armes, nee, dis ook nie wat daar staan nie. Die feit dat julle doen wat ek sê, en dit wat ek sê, dis baie konkreet. My bevel is, julle moet mekaar lief hê. Dis my bevel. Ek vra nie vir jou, of jou broer jou irriteer, en of jy van sy persoonlikheid hou of nie. Ek vra nie eers vir jou, of hy jou te nakom of nie. Die bevel is, julle moet mekaar lief hê. En as julle my gehoorsaam is, en aan my onderdanig is, dan sal die wêreld weet, julle is my navolgers. As julle my nie onderdanig is nie, sal die wêreld weet, julle is my navolgers nie. Dis die belangrike ding. Ja, mense sal weet. En nee, jammer, jy gaan my nie afskrik deur te sê, ek mag nie oordeel nie. Ek skrik nie vir daai enetjie nie, want nou skielik, omdat dit jou pas, haal jy woorde van Jesus aan, het Matteus hoofstuk 7, heeltemal buite konteks, lees nie verder wat Jesus daar gesê het nie, en sê net, ek mag nie sê dat dit wat jy doen verkeerd is nie, want dis oordeel. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Dis nie oordeel nie, dit is vrugerkenning. Dis wat dit is. En as jy teen Jesus rebelleer, en jy weerstaan sy gesag, en ek erken jou vrugte, en sê, jy weerstaan Jesus, is daar nie 'n get out of jail free card, met die woorde van Jesus wat sê, jy mag nie oordeel nie. En mense haal het vreeslik aan, maar jy kan dit maar aanhaal, dit maak het glad nie hond haar af nie. Nie hond haar af nie. Kan jy jou voorstel? Jesus sê vir die disippels, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is en julle liefde vir mekaar, of
soos die konteks dit verduidelik, omdat julle my gehoorsaam is, en die wêreld sê vir die klomp, jy weet, dis nou mense sê, ons is disippels van Jesus, en die wêreld sê, nee, julle is nie, want julle doen nie wat julle nou sê julle meester is, en nou sê hulle, julle mag nie oordeel nie, en verstaan nie, Jesus sê, juis, dis hoe dit moet gebeur, dis hoe dit gaan gebeur, en dis hoe dit moet gebeur, en die wêreldse aanklag, teen hierdie groep wat sê dat hulle navolgers is van Jesus, maar om nie gehoorsaam is nie bloot 'n beskuldiging, 'n leë beskuldiging nie, dis die waarheid. As jy gevang word in 'n winkel, dat jy van die goed steel daar, en 'n polisieman kom vang jou, dan draai jy net na die polisieman toe en sê, jy mag nie oordeel nie. Jy het 'n misdaad gepleeg, mevrou, en jy word daarvoor gearresteer. Dis die waarheid. So, kan jy dus sien, die belaglikheid daarvan, om jou eie sonde te probeer regverdig en wegsteek met sulke onsinnighede. Nee, nietemin. Nietemin. Simon Petrus sê te vir hom, Here, waar gaan u heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg, en dit kan twee goed beteken. Dit kan twee goed beteken. Een, dit kan beteken, ons moet nou verder nog lees, nee, dalk gaan die teks nou vir ons dit duideliker maak, maar het kan beteken, een, dat Jesus praat van Petrus se dood. So Jesus sê, ek gaan nou die dood in, en jy kan my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Nee, dit kan ook beteken, die teks moet dit bepaal, wat een gaan dit wees, dit kan ook beteken dat Jesus sê, ek gaan nou die dood in, maar ek gaan dan opstaan, en dan kom ek jou haal, en dan kan jy my weer volg. Nou in alle waarskynlikheid, tussen hierdie twee moontlike interpretasies, is dit die eerste een, dat Jesus sê, ek gaan nou die kruis toe, gaan nou doodgemaak word, jy kan my nie nou volg nie, gaan die doodryk binne, maar later sal jy definitief, jy sal ook dieselfde paadjie stap. En dat dit die waarskynlike interpretasie is, en jy gaan nou sien, of dalk in die volgende opname, hoe die teks dit dan self bepaal. Kom ons lees in die hoofstukkie klaar, en dan is ons klaar vir vandag. Jesus sê vir hom, sal jy jou lewe vir my gee? Ja, ekskuus, vers 37. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. Jesus sê, sal jy? Verwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kry, voordat jy my 3 maal verloon nie. Nou die gesprek is nie klaar nie, die feit dat dit eindig in die hoofstuk 13 en oorspoel na 14 beteken nie, dis 'n aparte gedeelte nie, dis nog steeds dieselfde gesprek, die gedagte is nog nie volledig oorgedra nie, ons sal daarmee aangaan in die volgende video, maar al klaar hier in die teks kan ons verstaan, uit Petrus se verstaan en Jesus se reaksie, dat Jesus praat van die dood, en Petrus kan hom nie nou volg in die dood nie, maar hy sal later. En dis 'n tema wat Jesus gaan optel in die heel laaste hoofstuk van hierdie evangelie, hoofstuk 21, as hy vir Petrus sê, hoe hy gaan sterwe. Dramatiese gebeure, belangrike goed om oor te praat, en ook bevrydend, omdat hierdie waarhede kap aanpaksels van ons gedagtes en ons hart af, sodat ons regtig die lig en waarheid van Jesus kan sien en kan belewe. Elke knie sal buig, elke